Yes, Lord. Yes, My Lord. God. Neer wat jy staan, sit jou hande by mekaar en gee die Here prys. Jy kan beter doen, gee die Here prys. Yes, yes, yes. Because when your praises goes up, what you are trusting the Lord for must come down. Moenie stop nie, gee die Here jou beste prys. Because you are in a breakthrough service. Your breakthrough is in the atmosphere. Yes, hallelujah. And your life will never be the same again. And we'll say amen. Amen. Praise the name of the Lord. Sê gou vir 2, 3 mense rondom jou, my deurbraak is hier vanaand. Kom aan, praat lekker, sê vir iemand, jou deurbraak is hier vanaand. Amen. Praise the name of the Lord. Glory to God. Because of time, I'm going to try to be short and sweet and to the point. Amen. Jy kan jou deurbraak vanaand op verskillende maniere ontvang. Jou deurbraak moontlik deur 'n lied, jou deurbraak deur praise, jou deurbraak deur worship, jou deurbraak deur gebed, deur die altar call, if you know what I mean. So it's necessary for you to connect and to draw, amen, out of what the Lord has prepared for you for in the service. Can I get a witness? Amen. Praise the Lord. Ek wil my seniors groet. Ek is bly vir ouderling Adams en sy vrou, vir Pastor Slingers, Pastor Thompson, amen. Langs Pastor Thompson, praise the Lord, die pastoor Spaar. Dat ek ook bly om my goeie vriend hier te hê, amen. Ons staan baie lank, glory to God, hy het baie my lewe belê, en hy en my broer Reinhard was eerste vriende, amen, praise the Lord. As ek by die huis kom, as hulle daar besig om eiers te bak, want hulle moet vir Swartberg, moet daar rugby oefen, en voordat hy Botterrivier toe gaan. Kom ons gee vir Wilfred Herman en sy vroue, God bless you. Amen. Praise the Lord. Langsom, amen, is my mentor. Niemand anders as Bishop Jan Geldeblom Akka Kaplan. Kom ons gee hom, God bless you. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Iemand baie na aan my hart, so baie nederig, amen. 'n Pastoor vir ons kan admireer. Baie dankie vir u presence. Kom ons sit ons hande by mekaar vir niemand anders as Pastor John Mitchell, al die pad van Botterrivier, 'n vader in die Oeverberg, amen. Dan het ons vir Pastor Jeffrey, amen. Pastor Matanka, glory to God. En ek gaan nie sê al ons guest artist nie, want as jy jou concert is 'n diens, is dit waar. Dis die huis van die Here, amen. Praise the Lord. So ek gaan sê, ek verwelkom al ons guest ministers. Kom ons gee vir hulle, God bless you, because they are here to minister. Amen. En al die ander pastore, ek kan nie almal se name opnoem nie weens tyd, amen. So, elke Hostener, praise the Lord, elke Manpleasant, praise the Lord, Kleinmonder, u almal is gegroet, all protocol observe, kan man. Sê gou vir iemand langs aan u, jy's op die beste plek vanaand. Jy is op die beste plek vanaand. Praise the name of the Lord. Amen. For 20 minutes, I'm going to release a word. Amen. Praise the Lord. And it's so important that you must connect, amen, to the word tonight. Ek gaan 'n boodskap vinnig doen in 20 minute onder die theme, jou deurbraak na jou teleurstelling. Is u met my? Jou deurbraak na jou terugslag, jou deurbraak, amen, na jy geval het, is u met my? Nou, die Bybel sê in die boek van Rut 1 dat Naomi en haar gesin het uit Bethlehem uitgetrek na 'n vreemde land met die naam van Moab. The reason toe hulle in Bethlehem was, amen, het die brood opgeraak en dat 'n hongersnood gekom. En omdat er nie meer brood was in Bethlehem nie, het Naomi en haar gesin weggetrek, amen, na 'n vreemde land met die naam van Moab.
Het is baie belangrik dat jy moet verstaan, die woord Bethlehem in Hebreërs beteken the house of bread. So die huis waar daar brood moet wees, is daar nie brood nie. As praat ek vanaand met 'n paar mense wie verstaan dat in jou huis is daar nie altyd brood nie. In jou huis is daar moontlik nie altyd suiker nie. In jou huis, amen, is die krag, praise the Lord, die units nie altyd wat dit moet wees nie, as jy met my. En jou skuld is moontlik nie altyd op datum bepaal nie. Maar wanneer die Here jou deur 'n season vat, amen, van 'n laagte, en wanneer die Here jou deur 'n woestyn neem, sê dit nie jy moet weghardloop van dit waardeur die Here jou wil neem, is jy met my. As daar 10 mense wie verstaan dat die Here vat jou eers deur iets na iets. Can I get a witness tonight? Ek sê die Here vat jou eers deur iets na iets. We name it a preparation, amen, to success. Glory to God. So in ander woorde, dat Naomi en haar gesin maak 'n fout, dat toe Bethlehem die 'n season gaan van droogte, die 'n season gaan van woestynperke, het hulle, amen, wegbeweeg. As baie belangrik dat jy in die seisoen waarin jy jouself bevind, moet jy loyalty toon, moet jy uithou vermoë en deursettingsvermoë moet jy toon, want waar jy jou nou bevind is die plek waar die Here aan jou wil werk, is u met my. Hy wil werk aan jou gebed, hy wil werk aan jou geloof, hy wil werk aan jou vertroue, en daar wat jy is 'n posisie, amen, halleluja, waar die Here jou nader aan hom wil bring, because daar wil die Here jou laat besef dat jy het niemand anders nodig nie, behalwe hom, is u met my. Daar wil die Here jou laat besef, haal jou oë af van mense, want mense kan jou nie help nie, maar as jy op Davids, wie sê ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wie hemel en aarde gemaak het, as u met my. En ander woorde, Here vat jou deur iets na iets, as u met my. So as jy vanaand die ingestap het, en jy, amen, het ingestap met seer, as jy op die regte plek, jy het ingestap met pyn, jy het ingestap nadat jy baie verloor het, as jy vanaand op die regte plek, want die Here het jou deurbraak voorberei, en dit is in die atmosfeer vanaand, en as jy dit reg kan kry, om jouself te motiveer, soos die vrou wie 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, toe sy gesê het, as ek maar net aan die soep van Jesus se kleed kan raak, sal ek gesond word, as u met my. Die Bybel sê daar in Moab, amen, het Naomi, praise the Lord, sy seuns 2 vrouens getrou. Die vrouens se name was, amen, Orpa en Rut. Maar die Bybel sê, daar kom 'n season in Orpa, waar Naomi 'n man verloor aan die dood, waar Orpa 'n man verloor aan die dood, en waar Rut 'n man verloor aan die dood. Wat 'n tragedie is u met my, in hierdie familie. Onthou, die tema vanaand is, jou deurbraak na jou setback, is u met my. Maar luister, amen, Naomi, sy is bedroef, sy is hartseer, sy is in trane, sy ervaar slapelose nagte, en sy besef sy het 'n man verloor, haar beste vriend, haar broodwinner, haar staatmaker, is u met my, en sy het niks oor in Moab nie, maar sy trek terug na haar land waarvan sy afkom, met die naam van Bethlehem. Can I preach it tonight? En die Bybel sê dat terwyl Naomi gereed kry om na Bethlehem toe te gaan, draai sy om en sy sê vir haar 2 dogters,
ek kan niks meer vir julle doen nie, en ek kan niks meer vir julle gee nie. Ek is oud, ek sien nie kans vir 'n man nie, en ek kan nie seuns baar en wag tot hulle groot word om julle manne te word nie. En sy gee hulle 'n keuse en sê, draai om julle as jonke, begin oor met julle lewe, want ek bied julle meer niks aan nie. En die Bybel sê dat Orpa draai om. In die lewe sal jy te doen kry met baie Orpas. Ek voel 'n krag van die Here nou. Orpas wat net wil hê, Orpas wat net wil trek, Orpas wat net wil benefit, en Orpas wat net entertain wil wees. Maar as jy Naomi niks meer vir hulle het om vir hulle aan te bied nie, dan tree hulle op soos 'n Orpa. Hulle draai om, want dit het nie gegaan oor wie sy is nie, maar dit het gegaan oor wat sy het as sy met my. En daarom is dit belangrik dat jy jou los moet maak van Orpas. Draai jou rug op Orpas, want hulle gaan jou weghou van jou blessing. Hulle gaan jou weghou van jou deurbraak. Hulle gaan jou weghou van dit wat die Here vir jou instoor het. Sê gou vir 2 mense, pas op vir die Orpas. Halleluja. Yes, pas op vir die Orpas. As jy niks meer het om te gee nie, draai hulle om. Ek herhaal, van by hulle het dit nie gegaan oor wie sy is nie, maar oor wat sy vir hulle kan bied as jy met my. I feel like preaching. Maar die Bybel sê toe Orpa omdraai, toe sê suster Rut, mama, ek gaan nie omdraai nie, want dit het nie gegaan oor wat sy vir my kan gee nie, maar dit het gegaan oor wie sy is. Daarom sê Rut, waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so aan my te doen. Sy sê net die dood sal skeiding bring tussen my en u. Iemand skree, amen. As jy met my vanaand, en ek het nuus vir julle almal, dat die Orpas is meer as die Ruts. Ja, ek herhaal, hashtag, die Orpas is meer as die Ruts. That's why I preach the message, how smaller your inner circle, how bigger your breakthrough. Yeah. Listen, how smaller your inner circle, how bigger your breakthrough. Give the Here praise. As jy met my vanaand, yes Lord, hallelujah. Vanaand sê jy, Here, ek sê goodbye vir Orpas, maar Here, ek maak nou oop vir Ruts. Yes, al het ek niks, bly hulle by my. Al beskinder hulle my, staan hulle van my op. Al draai mense hulle Rut tot familie, staan hulle my by. Here, ek soek Ruts in my lewe. En luister vanaand, amen, dat waar die Naomi is Rut. Amen, ek sê wat jy Naomi is, was Rut ook deur as jy met my. En nou sê die Bybel dat, terwyl suster Naomi aankom na Bethlehem, amen, wat sy het ook gehoor, die Here het van Bethlehem 'n deur gekom. Luister, bly in Bethlehem, en los van Moab uit. Amen, hy weet nie wat jy deur maak in Bethlehem nie, maar bly in Bethlehem. Die Here hoor jou gebed, die Here hy sien jou vasting. En ons tyd as die Here se tyd. As daar iemand wat verstaan, the Lord is never too late and is never too early, but is always on time.
En hier kom Suster Naomi aangestap. En die moeders in Bethlehem sien, maar hier kom sy aan. En hulle roep uit, Naomi, Naomi. En sy skree terug, noem my nie Naomi nie, maar noem my Mara, want die Here het bitterheid aan my getoon. Luister, die naam Naomi beteken, praise the Lord, sweetness, delight and beautiful. Sweetness, delight and beautiful beteken Naomi se naam. Maar waardeur sy gaan, het 'n naam verander van sweetness, delight and beautiful na bitterheid. Kan ek dit preek vanaand? Baie male wil dit wat jy deurmaak jou naam verander van beautiful and delight and sweetness na bitterness. Luister, bitterness is from the devil, want bitterness vat jou smile weg, bitterness vat jou lag weg, bitterness vat jou prys weg, bitterness vat jou aanbidding weg. Ek sê bitterness is van die vyand, bitterness maak van jou 'n lelike persoon, 'n nors persoon, but the devil is a liar. Here is enough anointing to break the yoke of bitterness over your life tonight. As jy met my vanaand, yes, baie male maak jy sekere dinge deur en dit assosieer en dit wil jou naam verander. Can I get a witness tonight? Amen, maar as 'n koortjie wat sê die Here verander jou naam van 'n Saulus na 'n Paulus. Die Here, amen, verander vanaand jou naam. Hy het Abraham se naam verander van Abraham na Abraham. Hy het verander Jakob na Israel. Hy het verander Simon na Petrus. Hy het verander Hadassah na Esther. En Saulus na Paulus. Ek nodig op 'n mens om my nou te help. Dat is soveel krag in die huis vanaand om jou naam te verander. Mense wat gesê het, sy kan nie, die Here verander kan nie, na kan, onder na bo, laagte na hoogte, agter na voor. Ek sê die Here verander jou naam. Luister, ek wil hardloop. Maar nou wil Naomi aankom, is daar iemand langsam met die naam van Rut. Rut in Hebreëus beteken vriend. Amen. Daarom toe Job die baie gaan, toe dry sy vriende hulle rug, en Job maak 'n statement en hy sê, sluit vriendskap met hom, sodat jy vrede mag hê as jy met my. En luister, Rut, prys die Lord, kom tot haarself, en Rut sê vir haar skoonma Naomi, mama is fyn, ek gaan nou opstaan, en ek gaan nou werk soek, ek gaan daar by die landerye, en dan gaan ek are optel, agter die sneiers. Oh my Lord, en ander woorde, mama, ek staan op uit bitterness, ek staan op uit my man wat dood is, ek staan op uit die verlede, ek staan op uit my pyn, want die Bybel sê, staan op en word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan teenoor jou op. Staan op vanaand. En luister, die Bybel sê dat Rut, amen, sy gaan voeg by die velde, en luister, sy gaan om are op te tel, in ander woorde, sy kry haar gereed om van onder af te begin. Come on now. Amen, van onaf te begin. Sy motiveer haarself om van agter af te begin, en sy sluip by landerye in, en die Bybel sê dat Rut begin are optel, sy begin are optel, maar min weet sy, dat sy bevind daar op die lande van die baas, met die naam van Boas. Is u met my? I feel like preaching now. Ek wil vanaand vir iemand sê, ek weet nie wat jy deurgemaak het nie, maar staan op en begin weer oor vanaand.
En die Bybel sê terwyl die snyer sny en op die al prys die Lord kom rit van agter af en sy tel dit op wat hulle gemis het. Sy tel dit op wat hulle verby gekyk het. Sy tel dit op wat uit hulle hande uitgeval het. Sy tel dit op en sy maak dit bymekaar. Maar die Bybel sê dat Boas, hy hou 'n dop van ver af en hy roep sy dienaars en hy vra maar wat 'n jong dogter is dit wat die are met soveel selfvertroue, uithou vermoë en deursettingsvermoë optel. Ek wil vanaand vir iemand sê dat as mense vir jou dop hou, hoe vertoon jy in jou stryd? Hoe vertoon jy in jou Bethlehem? Luister, die Here, hy hou jou dop. Oh Lord. En luister, die Bybel sê dat terwyl Moab vra, maar wie is die jong dogter? Hoor wat gebeur, ek sluit af. Toe sê die dienaars, dis Rut, wat saam met bitter Naomi uit Moab gekom het. En luister, terwyl Naomi kan soveel guns vind in die oë van Moab, prys die Lord van Boas, terwyl sy soveel guns in die oë van Boas vind. Luister, vra sy vir Boas, wat het ek gedoen om soveel guns in die oë te vind? En Boas sê, ek het gehoor, prys die Lord, dat toe Orpa omdraai, het jy by Naomi, my familielid gestaan. Jy was saam met haar deur alles wat sy gemaak het. Jy het loyalty het jy nagetoon, al kon sy jou niks meer bied nie. En jy het saam met haar gekom, en jy is juis hier in die velde, terwille van haar. En as gevolg van dit, wat jy aan Naomi gedoen het, het jy guns in my oë gevind. As jy met my vanaand luister, jou blessing, 'n gedeelte van jou blessing is connecte aan iemand anders ook. O, hy's 'n boodskap vir 'n ander tyd. Kom ons staan en ons gee die Here prys vanaand. Jou blessing, jou deurbraak, 'n gedeelte daarvan is ook connect aan iemand anders. Very, very serious. Elke Naomi het 'n Rut nodig. Elke Joseph het 'n Reuben nodig. Elke Moses het 'n Joshua nodig. Elke David het 'n Jonathan nodig. Elke Esther het 'n Mordegai nodig. Elke Timoteus het 'n Paulus nodig. En ons vanaand het Jesus nodig. Ek sê ons vanaand het Jesus nodig, want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Die Here drop in my gees, ou tyd om tyd 'n deurbraakdiens, want almal vertrou die Here vir 'n deurbraak in 'n spesifieke area. So saith the Lord, dat Jesus gee jou access tot jou deurbraak, want hy is die deur, prys die Lord, van jou deurbraak vanaand. Kom ons gee vir Jesus prys vanaand, because it's all about him tonight. Almal so gesluit. Die Here het vanaand met baie gepraat. Jy weet hoe jy hier ingestap het. Jy weet waarvoor jy die Here voor vertrou. And you need a breakthrough in that specific area. Yes, a anointing tonight. En jy sê, pastoor, bid vir my, net wat jy staan, lig jou regterhand op. Moenie rondom jou kyk nie. Orpas het jou seer gemaak. Orpas het jou teleurgestel. Orpas het weggestap. En jy sê, Here, ek soek vanaand 'n Rut, om my arms omhoog te hou, wanneer my arms moeg raak. As nog hande vanaand. Jy vertrou die Here vir finansiële deurbraak, lift up your hands. Jy vertrou die Here vir deurbraak by jou werk. Hulle sien, almal raak, hulle kyk jou verby. Lig jou regterhand op. Jy vertrou die Here vir deurbraak in jou huwelik, in jou huishouding, in jou familiekring. Jy vertrou die Here vir deurbraak in jou besigheid. Net wat jy staan, lig jou regterhand op. Jy vertrou die Here vir deurbraak in jou gesondheid. His mamas, wie se seuns op dwelms is.
Vanaand vertrou jy vir jou seun se deurbraak. Lift up your hands. Almal wil hande opgesteek, het stap baie vinnig uit. Elke tree is 'n tree van geloof. Elke tree is 'n tree van 'n nuwe begin. Elke tree is 'n tree nader aan Jesus. Elke tree is 'n tree, praise the Lord, binne jou oorwinning. Elke tree is 'n tree nader aan jou deurbraak vanaand. Moenie rondom jou kykie, stap uit, because it's all about him tonight. Ek wil hê u wat uitgestap is, staan klein bietjie vorentoe. Som van julle wat waar is die asses? Waar is die asses? Praise the Lord. Praise die Here, terwyl jy voor staan, sluit die oë. Kom ons maak dit persoonlik. This is a powerful moment. This is what it's all about tonight. It's about souls, it's about people. Yes, terwyl jy staan vanaand, maak dit persoonlik. Kom ons neem 'n stap van geloof in jou eie woorde en jou eie taal. Luister, maak jou versoek aan die Here bekend. Maak jou bitterheid aan die Here bekend. Maak jou seer aan die Here bekend, jou begeerte aan die Here bekend. Dis reg, maak dit aan die Here bekend. Wees soos 'n hande vanaand. Luister, as jy nie wil hard bid nie, beweeg net jou lippe, maar die Here hoor die woorde van jou hart vanaand, want sy oor die kruis die hele wêreld. Die Bybel sê amen, sy oor is nie te swaar om te hoor nie, en sy hand is nie te kort om te help nie. Jou deurbraak is in die atmosfeer vanaand. Ek wil hê u nie gehoor kan u staan, steek jy hande uit. Praise the Lord. En terwyl jy hande uitsteek, bid vir die voor vanaand. This is a heavenly moment now. This is a supernatural moment now. Dis reg, die Here sien jou trane. Die Here sien jou geween. Die Here sien jou uitroep vanaand. Vader, dis in die naam van Jesus. Vader, ek bid vanaand vir elkeen. Here, wie reageer op u woord vanaand? Here, u woord is ja en amen. Here, ek bid vanaand dat die Heilige Gees die letter van u woord lewendig sal maak, en dat u woord sal penetreer tot die binnenharte. Heilige Gees, deal nou met bitterness, because bitterness is from the devil. Hallelujah. To destroy what you have planted inside of us. Joy comes in the morning. Ek bid vanaand, Here, dat u die bitterness dood sal maak en sal aanroep vanaand in Jesus naam. Ek bid, Heilige Gees, raak lewens aan. Ek bid vanaand, Here, dat u die orpas aan ons sal identify, en dat orpas in ons lewe om sal draai, en dat rits hulle verskyning sal maak. Rits in die vorm van bidders, rits in die vorm van engele, rits, Here, wie ons nodig het, Here, op die regte tyd. En ek bid vanaand, Heilige Gees, halleluja, bewerkstellig ons deurbraak in Jesus naam. Here, het groot dinge vir ons aanstoor. Ek profeteer en verklaar nou, Jeremia 29 vers 11, u sê ek weet wat 'n gedagte ek al gaande julle koester, gedagte van vrede, van 'n hoopvolle toekoms. Ek bid, Here, dat u grootheid in ons lewens geopenbaar sal word in die naam van Jesus. Baie dankie, Here, vir wat u in lewens doen vanaand. Holy Spirit, move and touch. I believe it's not by might, not by power, but it is by the Spirit of the living God tonight. Here, u verander ons name, Here. U verander ons name van niks na iets, van het na het, van 'n bietjie en meer na genoeg en meer as genoeg. The devil is a liar, for the Bible says, Lord, you are able to do exceedingly abundantly above all things we can ever ask or think, according to the power that worketh within us. I pray and I prophesy tonight, Lord, turn our mess into a message, our burden into a blessing,
blessing out this grace into amazing grace in the mighty name of Jesus. As jy glo die Here raak jou aan, sit jou hande by mekaar en gee die Here jou beste prys. A very important protocol, everyone's eyes closed. The greatest breakthrough is the breakthrough with Jesus. Enige deurbraak sonder Jesus as tydelik, maar 'n deurbraak met Jesus as ewigdurend. Because He has the ability to sustain and to maintain and to keep that breakthrough alive in your life. As daar iemand vanaand wie sê ek wil Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker, leg jou regterhand op. Daar's een hand vanaand, is daar nog 'n hand? Wil jy na Jesus toe kom, moeder, as 'n tweede hand? Kom ons gee die Here 'n prys vanaand. As daar nog iemand? As daar nog 'n hand vanaand? Jy sê vanaand wil ek na Jesus toe kom. As daar derde persoon vanaand. As daar derde persoon vanaand. Praise the Lord. Glory to God. Ek wil hê daai jong dogter en moeder kom staan gou vinnig hier by my. Kom staan gou vinnig hier by my. As daar nog iemand vanaand, laat hulle omkom. Praise the Lord. As daar vierde persoon, ons het 'n backslider ook vanaand wie terugkom. As daar nog backsliders vanaand, wie sê ek kom vanaand terug na my Jesus toe. As daar nog iemand vanaand, kom staan hier by hulle. As daar nog iemand wil die hart vir die Here gee, kom stap hy trappe op. Die Here vat jou van die laagte vanaand na die hoogte. Prys die Here. Halleluja. Ek wil hê suster, kom staan hier by my, net die speaker staan hier. Staan hier by my. Ek glo wat die Here doen hy nie in die geheim nie. Praise the Lord. Ek wil hê, amen, sluit julle se oë. Ek wil hê die gehoor steek julle hande uit. En dan bid julle saam met my. Bid saam met my hart op, sê Vader, dis in Jesus naam. Ek kom vanaand net soos ek is. Ek bely my sondige lewe, my teruggevallenheid, maar ek kom vanaand terug na die kruis. Ek bekeer my vanaand tot U. Neem my aan as U dogter in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here prys vanaand. Amen. Praise the Lord. Listen to me. Ek wil julle welkom na die liggaam van Christus. Dis die beste besluit wat julle ooit kon maak. Amen. Na die diens wil ons julle se besonderhede opneem, want ons wil graag saam met julle bid en saam met julle 2-3 klasse doen. Praise the Lord. In ander woorde, dat ons vang nie net 'n visie, maar as jy 'n vis gevang het, dan moet jy die vis ook skoon maak. Praise the Lord. Is dit nie waar nie? Amen. Glory to God. Nou, as nog mense wie die begeerte het om die Here te dien, ons gaan later nog 'n auto kom maak, because this is a service, amen, in the house of the Lord. Kom ons gee vir hulle nog 'n God bless you. Amen.